'n baie treffende verhaal gehoor by 'n kollega. Hy het vertel van 'n klein meisiekind wat een middag laat uit die skool uitgekom het. Toe sy uiteindelik by haar ouers se kar kom, toe vra hulle bekommerd maar verlig: "Hoekom is jy so laat?" Sy antwoord toe dat op pad van haar klaskamer af, toe sien sy 'n ander meisiekind wat sit en huil met 'n gebreekte pop. Haar ouers probeer toe die blanks invul en hulle vra: toe vra jy haar eers wat gebeur het, hoekom is die pop gebreek?" "Nee," antwoord die dogtertjie. Toe vra hulle: "Het jy probeer om die pop vir haar reg te maak?" "Nee," antwoord sy. "Het jy saam met haar gesit en wag vir haar ouers?" "Nee." Het jy vir haar 'n onderwyser of 'n prefek geroep, iemand wat kan help?" "Nee," sê die dogtertjie. "Maar dan hoekom was jy so laat?" vra die ouers, en die meisietjie vat 'n oomblik en sy sê vir hulle: "Ek het eers 'n bietjie saam haar gehuil." Nou, hierdie storie laat my dink aan Jesus se bergrede in Matteus 5. Daar waar hy sê, geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Soms is die beste vertroosting wat ek en jy vir iemand kan bied, om net by daai persoon te sit en saam met hulle te huil. Dink maar net aan Job se vriende, vir 7 dae en 7 nagte het hulle net by hom gesit en hulle het great gedoen totdat hulle begin praat het. Die Here is naby die wat treur. Die Here self weet hoe dit voel. In Johannes 11, toe Jesus by Lazarus se graf kom, lees ons: toe Maria aankom waar Jesus was en hom sien, het sy by sy voete neergeval en vir hom gesê: "Here, as U net hier was, sou my broer nie gesterf het nie." Toe Jesus haar sien huil en dat die Jode om haar ook huil wat saam met haar gekom het, het dit hom ewig ontstel en hy het diep bewoog geword. Hy sê toe: "Waar het julle hom neergelê?" En hulle sê vir hom: "Here, kom kyk." En toe het Jesus ook begin huil. Nou, hoekom sou Jesus huil vir iemand wat hy weet hy nou uit die dood uit gaan opwek? Jesus huil nie omdat hy magteloos is nie, maar omdat hy saam met ons hartseer beleef. Sy trane bevestig sy liefde, sy nabyheid, sy diep bewoonheid of meelewe met ons seer. Moet nooit vir 'n oomblik dink dat elke traan wat al by jou wang afgerol het nie getel word nie. Moenie vir 'n oomblik dink dat elke stukkie hartseer wat jy al beleef het die Here nie saam met jou beleef nie. Dat elke hartbreek wat jy ervaar het nie geag word nie. Jy is sy kind, sy disipel, sy volgelinge. Jy is deel van sy familie, deel van sy mense, en ons weet dat die Here se hart bloei daar waar ons in bloei. Die Here is naby die wat treur, en ek dink hy verwag van ons, van sy volgelinge, om ook naby aan hulle te wees. So, as jy treur, besef dat in daardie hartseer is jy ook geseënd, want om te treur is 'n teken dat jou hart nog klop, dat jy nog liefde ervaar, dat jy nog hoop het, en dat jy nie afgestomp is deur die lewe nie, en juis daarin, in jou rou emosies, dis waar jy die Here ontmoet. Want die Here is naby die wat treur. Mag ons ook naby wees aan ander wat hartseer beleef. Nie altyd net met ons woorde nie, maar net deur daar te wees. Wees aangeraak deur hulle emosies en om partykeer net saam met hulle te sit, 'n oomblik te vat en 'n bietjie saam hulle te huil. Tot 'n volgende.